Goeiedag. Ek hoop het gaan goed met elkeen van julle op hierdie geseënde dag. En gister was het nou lekker reënerige dag gewees. En ek wil eers hierdie vertel. Ek word in die oggend so tussen 3 en 4 word ek wakker. En dan bid ek nou. En gisteroggend toe ek nou wakker word, begin ek bid en daar is ek in die slaap. Uit soos 'n kers. En later in die dag het ek nou vir die Here om verskoning gevra dat ek nou in die slaap geraak het. En nou vanoggend word ek wakker so by 10:03 kant. Tussen 3 en half 4 word ek wakker en ek begin bid. Maar eerste ding wat ek doen is ek bestraf die vyand sodat hy my nie kan moeg maak nie. Jy weet dat ek kan oordentlik bid. En terwyl ek bid, begin dit liggies reën. En wat 'n seën was dit in die gewees. En so deurloop van die oggend kom die son uit en dit hou op reën en die son skyn en ek sit so op die bed en ek kyk uit na die groen gras en die bome en die voeltjies. Selfs op Louwkop Kogelmander was hy verskyning gemaak het. En ek dink terug aan toe ek in die hospitaal was, net na die ongeluk. Ek was van ICU was ek hoorsorg toe gewees. En dis nou onder morfine en allerlei goedjies, gifstoffies om die pyn te verlig. En ek onthou dit soos dagliks, asof dit gister gebeur het. En dis 'n prentjie wat ek nooit ooit sal vergeet en ek wil jou verduidelik. Ek dink ek kan in elk geval in woorde vir julle sit. Ek wens ek kon skilder sodat ek kan hierdie prentjie vir julle skilder. En ek word wakker in hoorsorg. Dis nou onder my bewussyn. En ek word wakker en dis die mooiste prentjie, die son skyn. Dis helder lig buite en ek hoor voeltjies en saggies en ek onthou die detail daarvan. Saggies in die agtergrond is daar 'n radio wat speel met musiek, mooi musiek en almal is so vriendelik en die susters groet my, good morning Mr. Neekling en almal is so vriendelik. En dis die mooiste prentjie wat ek ooit in my hele lewe beleef het en wat ek ooit sal beleef. En nou gaan ek van hoorsorg af as ek na die sale toe en vaskulêre saal onder andere en daar stek toe en terugdink. Wanneer jy in hoorsorg is dit donker. Daar's net die ligte brand permanent. En jy kan nie eers by die vensters uitkyk, die vensters getint. Jy kan niks buite sien nie, die mense is so mislik. Lyk of hulle elke dag 'n maandag het. En ek het nie 'n doktersgraad in teorie of enigiets van hierdie om vir enigiemand te verduidelik wat presies daar gebeur het nie. Maar wat ek wel weet is dat van tussen ICU en hoorsorg was daar gebeure wat verhoor is wat voor God se voete gaan lê het. En hy het dit verhoor want van 'n hartklop wat stil gestaan het hy hartklop weer gegee. En ek dink in die geesteswêreld het daar definitief iets gebeur. Die hemel het